Dankie o Skepper Gees dat ons hierdie diens ook in U naam kan begin en ons wil onsself kom onderwerp aan die werking van die Heilige Gees. Kom lei ons in U waarheid. Kom lei ons in U wil. Ons kan nie dit sonder U doen nie. Ons is afhanklik van U en ons vra dat U in ons met ons sal kom praat deur U woord. Dankie dat U in ons woon, dat U in ons werk en dat ons kan lewe ook deur die Gees. Kom verander en vernuwe ons, Here, kom verbeter ons, laat U wil geskied, laat U koninkryk kom. Tot U eer. Amen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Vriende, genade vir julle en vrede van God deur Christus Jesus, ons Here. In 1860s, net na die burgeroorlog in Amerika, het nuus versprei van die Emancipation Proclamation. Julle weet natuurlik almal wat dit beteken, né? Emancipation Proclamation. Weet julle nie wat dit is? Sê gou weer. Ek dink jy moet hier kom oor. Mooi, die vrylating van die slawe, dis na die burgeroorlog plaasgevind het, en dit het versprei deur die plantasies. Maar, ongelukkig het nie almal van hulle dit gehoor of geglo nie. So party van die slawe het aanhou werk, vir maande en jare het hulle nog aangehou werk. Hulle was eintlik wetlik vry gewees. Dus die proklamasie was onderteken, die wet was gewysig. Maar hulle was nog steeds 'n gevange gewees. Hulle het geworstel met hierdie kettinge wat hulle eintlik nie meer hoefde gedra het nie. En dit is vandag eintlik ook die storie van gelowiges, wat nog steeds ook so lewe. Ons is klaar vrygemaak. Die proklamasie is deur die bloed van Jesus onderteken. Ons het nou net daaroor gesing ook. Ons het gesing oor Jesus wat aan die kruis gesterf het. En die proklamasie is onderteken. Maar ons worstel nog steeds elke dag met hierdie kettinge van sonde en ons het dit nog nie verwyder nie. Nou hoe kan ons vry wees? As ons nie weet nie, as ons eintlik vry is, maar ons leef dit nie uit nie. Ons leef nie uit die posisie van vryheid en oorwinning nie, maar van slawerny. En ons gaan so 'n bietjie lees uit Romeine 8 en Romeine 11, en ons glo daar sal 'n sleutel vir ons wees om te kan weet hoe kan ons lewe deur die Gees. Ons gaan na 3 punte kyk: die vryheid van veroordeling, die krag wat in ons woon en oorgawe en vernuwing. So kom ons lees 'n bietjie saam uit Romeine 8 vers 1 tot 11 en dan gaan ons Romeine 12 vers 1 tot 2 lees. Romeine 8 vers 1 tot 11. Net so 'n bietjie agtergrond. Paulus het in 57 na Christus hierdie brief geskryf vanuit Korinte op sy 3de sendingreis. In Handelinge 20 kan julle meer daaroor lees. Die gemeente in Rome het bestaan uit heidense en Joodse Christene. Ek dink en hulle het voortdurend spanning gehad. So hy het nou geskryf dat hulle meer harmonie en eenheid kan hê. En hulle was ook vervolg vir hulle Christendom van buite af, maar van binne het hulle geworstel met sonde. En worsteling met die wet gehad van Moses, en wat is nou reg en wat is nou verkeerd.
En die wil was daar, maar die vermoë was nie daar gewees nie. En dit is waar Romeine 7 gegaan het, is oor die wet van Moses, en hoe mense sukkel om nie te sondig nie. Hulle wil dit nie doen nie, maar dan doen hulle dit nog steeds. En dan kom hoofstuk 8, en hy gee eintlik die oplossing. Dis die oplossing van die evangelie. En dit is eintlik Paulus se groot hoofstuk, hoofstuk 8, van die Heilige Gees. 20 keer praat hulle in hoofstuk 8 van die Heilige Gees. En dis nie 'n verklaring dat hulle misluk het nie, maar dit sê eintlik iets van die Heilige Gees wat die krag gee om dit moontlik te maak. En dan Romeine 12 praat van hoe moet 'n ou dit nou prakties uitleef. So dis net so 'n bietjie konteks. Kom ons lees saam uit Romeine 8 vers 1 tot 11. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood, wat die wet nie by magte was om te doen, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Hy het met sonde afgereken deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur, so het hy die sonde en die sondige bestaan van die mens veroordeel. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen. Ons wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur. Maar die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, loop uit op die dood. Maar die dinge waarmee die Gees hom besig hou, bring lewe en vrede. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, is immers vyandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Dit kan trouens ook nie. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees. Want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak, hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. Omdat die Gees van hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Dieselfde Gees wat Jesus uit die dood laat opstaan het, leef vandag in my en in jou, soos ons hier sit. Daai selfde Gees woon en werk ook vandag in ons. En dan Romeine 12 vers 1 en 2. En nou doen ek 'n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God, gee julleself aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Mag die Here sy woord ook vandag aan ons seën. Vryheid van veroordeling, die eerste vers in Romeine 8. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Dis een van die mees triomfantelike uitsprake van die Nuwe Testament. Dat in hoofstuk 7 is daar gepraat van die wet,
van Moses, onthou hulle die 10 gebooie, wat hulle toe verder ontwikkel het in 'n klomp ander wette, morele en etiese riglyne hoe om te leef, soos dis die geestelike standaard waarna ons streef. Ja, en baie van die wette in die land ook is gebaseer daarop. Jy hoef om nie te steel nie, nie dood te maak nie. Dis die wettiese etiese standaard, maar dis ook die geestelike standaard wat die Here verwag hoe ons moet lewe. Maar een ding wat die wet ook doen is hy ontbloot sonde en dit stimuleer eintlik baie keer sonde as jy te veel daarop fokus. Want as ek vir jou sê, wat jy ook al nou moet doen, moenie aan 'n pink olifant dink nie. Wie het aan 'n pink olifant gedink? Of het jy 'n blou olifant gedink? Want baie keer kan jy so fokus, en Paulus skryf daaroor, om iets nie te doen nie, dan doen jy dit. Want jy dink daarop, en jy word ingetrek daarin. Jy gaan uit die kamer, en jy sê vir die kind, daar is die lekkers, en dan kyk hy vir daai lekker, en sê vir hom, jy mag nie daardie lekker eet nie. En dan gaan jy uit, en kyk jy na daai lekker. Wat dink julle gaan gebeur? Hy vat daai lekker, want hy sit en fokus daarop. En dis wat baie keer sonde doen, hoe meer, dit kan dit baie keer stimuleer, dit ontbloot dit, in terme van die wet en goed, maar ook, daar's 'n teregstelling van die sonde. Dit word veroordeel, die wet veroordeel sonde. Daar was 'n straf gewees, en dit word veroordeel. Nou kom sê Paulus, daar's geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Ons is vry van veroordeling. Veroordeling in die Grieks beteken katakrima. Dis 'n regsterm wat verwys het na skuldbevinding, maar ook na straf. Met ander woorde, jy skuldig bevind, you were found guilty, maar dit verwys ook na die straf wat jy moet kry as gevolg van dat jy skuldig was. So what is your sentence? Al twee van hulle saam. En dit sal wees soos in 'n groot hofsaak wat die moordenaar tereg moet stel, en hy was verkeerd. En hy skuldig. En die regter wat inloop om hom skuldig te bevind. Die straf is al klaar opgeskryf, die datum vir die teregstelling is al klaar gestel. Die genadeklag is klaar gegee. En die regter staan op en sê, geen oordeel. Hy is onskuldig. En hy is vry van enige straf. Wat is dit wat jy dadelik dink? Maar hoe kan dit wees? Hy het verkeerd gedoen. Daar moet geregtigheid wees. Geregtigheid moet geskied. Wat van die mense se familie, van die persoon wat hy doodgemaak het? En hierso is waar Paulus ook vir ons sê, julle is skuldig. Julle het gesondig. Julle verdien die dood. Maar daar's geen veroordeling. Julle is nou onskuldig. You're not guilty. En jy gaan nie die straf kry nie. Hoeveel lewenslang in die tronk te sit. Vir ewige dood hê. Verdien dit nie. Dis hoekom hulle praat van genade. Dis onverdiende goedheid. Jy verdien dit nie. Genade is God se onverdiende goedheid. Is permanent afgeskryf. Hoe? Ja, as geen veroordeling. Hoe? Deur Jesus Christus nie. Daar's geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. So Jesus het daai geskenk vir almal kom gee. Maar dit word eers van toepassing in jou lewe as jy daai geskenk ontvang. Ek het vir jou 'n foon. Ek weet nie of jy van 'n Samsung persoon is en of jy nou 'n iPhone persoon is nie. Weet ek het 'n geskenk vir jou en ek wil hierdie geskenk vir jou gee. So wanneer word dit joune?
sodra jy dit vat, ja. Maar nou wil ek hom terugvat. Daai geskenk is vir almal, maar sodra jy dit vat, dan is dit joune. Dis hoekom dit sê, daar's geen veroordeling, dit is in Christus, maar vir die wat in Christus is nie. In Christus, dan is dit van toepassing. Dan praat hy verder in vers 3 en 4 van hierdie vryheid. Wat goed is en wat reg is, en die magteloosheid teen sonde. Die wet van Moses wat hierdie eise stel. Maar ons kan dit nie self leef nie. Nou, dit is soos om te gaan bergklim en die wet is so dat dit is soos om te gaan bergklim en daar word vir jou 'n kaart gegee of die GPS koördinate gegee. Maar hulle gee nie vir jou die toerusting, die toue en die skoene en alles nie. Maar dis net, daar's die kaart. Dis akkuraat, maar dit help nie. Dit help nie as jy nie die toerusting het nie. 'n Paar weke terug was daar 'n tragiese ongeluk in die Maldives gewees. Ek weet nie of enige van julle dit gevolg het nie. Van die 4 Italiaanse duikers wat gaan duik het. En hulle almal het hulle lewe verloor. En hulle het in hierdie grotte gegaan. Hulle het die kaart gehad, maar hulle het nie die toerusting gehad nie. Hulle het net een enkele, wat nie meer die ding agterop, soos 'n tank, né? En jy suurstoftank, en jy moet eintlik 2 hê, en jy moet 'n tou kan gebruik, en jy moet weet hoe om in die grotte in te gaan. So hulle was gekeer gewees vir oop see, maar nie vir die grotte nie. En toe hulle daar kom, toe het hulle nie genoeg lig om terug te kom nie. En die wet skep die geestelike raamwerk, maar dit kon nie die sonde oorwin en die dood oorwin nie. Nou toe het God 'n radikale oplossing gegee. Hy het nie vir hulle 'n beter kaart gegee nie. Hy het sy seun Jesus Christus gegee. Hy het 'n sondeoffer kom gee in Jesus Christus om die dood te oorwin. Dis hoekom dit sê, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Want dis die enigste manier. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na my toe, maar deur Christus nie. Deur my seun nie. In Christus. Dis die sleutel. Dis nie maar net, ek moet nou al hierdie wette navolg en ek hoop ek kan so 7, ek weet nie wanneer is ek veilig? Is ek 7 uit 10 van die 10 gebooie of moet dit 8 wees? Want elke ander godsdienst is gebaseer op wette en goed wat jy moet doen om dit te verdien. Maar Christendom sê jy kan dit nie verdien nie. Jy kan nie goed genoeg geestelik presteer nie en dis hoekom God se genade nodig is. Nee, dit is in Christus, in daai verhouding met God, om daai sekerheid van verlossing te hê, om ewigheid te hê, ewige lewe te kan hê. Ek het gekom dat jy kan lewe hê en lewe in oorvloed, Johannes 10 vers 10. Die duiwel het gekom om te roei en te verwoes en dood te maak. Maar ek het gekom dat jy kan lewe hê in oorvloed, ewige lewe, oorvloedige lewe. En toe Jesus hemel toe gegaan het, toe stuur hy sy Heilige Gees. En dis die toerusting. Dis deur in hierdie verhouding met God. Daar's geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. En nou deur die werking van die Heilige Gees, het ek die toerusting, het ek die tools, om die sonde en die dood te oorwin. Jesus became what we are, weak and human, subject to sin's power, that we may become who he is, righteous and holy.
sien ons identiteit lê nie in hoe goed ons geestelik presteer nie. Dis nie in my goedheid nie. Die vertrekpunt is my identiteit dat ek 'n kind van Jesus is. Dat ek my lewe aan hom oorgegee het en gesê het ek sal vir Jesus volg en ek het hom gevra om my te vergewe, ek glo in hom, ek is in Christus. Ek het 'n lewende verhouding met hom. Hy het my geestelike skuld betaal, ek is vry, ek het nie meer die straf nie. In Christus is ek skoon gewas. Ek hoef nie meer daai sonde op my te dra nie. Sien hoofstuk 8 begin nie met morele instruksie van moets en moenies nie. Dit begin met 'n identiteitsverklaring. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. My identiteit lê in Christus. Ek is sy kind, ek het 'n verhouding met hom en as gevolg daarvan deur die werking van die Heilige Gees kan ek sonde oorkom. Dis nie die beloning vir goeie gedrag nie, dis die fondament waarop die gedrag gebou word. Dit is interessant, hy praat van die begin van hoofstuk 8 van, daar's geen veroordeling nie. Aan die einde van hoofstuk 8 praat hy van geen skeiding nie. Daar's niks wat ons kan skei van die liefde van Christus. Nie dood of swaar kry of siekte of enigiets nie. So Jesus kom en sê die enigste manier om vorentoe te gaan en om te lewe is in Christus. Jy's nie veroordeel nie as jy vir my volg en vir my gehoorsaam is en deur die Heilige Gees die krag kry om te lewe, dan is jy vry. En jy's verseker van 'n oorvloedige en 'n ewige lewe. Jy kan jou lewe probeer volmaak met alles in die lewe wat die wêreld bied. Maar jy gaan altyd leeg wees, want is net, ons word gemaak, sê Augustine, met 'n vakuum, en ons probeer dit elke dag vul met alles en almal en mense en sukses, maar niks kan dit vul, behalwe die Heilige Gees en 'n verhouding met Jesus Christus. So leef vanuit daai identiteit in Christus. Geen veroordeling is ons vertrekpunt. Nou, die tweede punt is die krag wat in ons woon, vers 9 tot 11 praat hulle daarvan. Dit is, hy praat in vers 9 van die Gees wat in ons woon. Nou, die Heilige Gees kom nie en hy maak 'n toevallige besoek aan ons nie. Hy is nie maar net tydelik daar nie. Hy het 'n permanente inwoner geword toe ons lewe aan hom oorgegee het en 'n verhouding het en gekies het om hom te volg. Nou is die Heilige Gees 'n permanente inwoner binne in ons. 2 Timoteus 1 praat van die goeie skat wat in ons woon. So alles wat ons nodig het om hierdie lewe te leef is hier, dis binne ons. Die Heilige Gees, Jesus, die Gees is in ons. Ons hoef nie harde te probeer nie en my eie krag iets te probeer regkry nie. Die Gees is daar. Hy's klaar daar. Dis die skat wat in ons woon. En dis die fondament vir alle heiligmaking. Nou onthou nou, as jy jou lewe vir die Here gee, dan word jy nie maar net 'n engel nie. Jy word nie gezap en nou is jy fine en jy's 'n heilige engel nie. Ek meen, ons almal het sonde, het almal maak foute. Maar is 'n proses van heiligmaking wat plaasvind. Ek het dit nou 1 keer reg gekry, 10 keer, maar dan oor 'n paar maande is dit 3 uit 10 keer en 5 uit 10 keer. Dis 'n kind wat al hoe meer leer om volwasse te word. Dis hoe dit ook met ons is. Die Gees woon reeds daar. Hy woon in ons en hy is gewillig om in ons te werk en deur ons te werk. Maar hier is die ding, ons moet hom die beheer gee. Ek moet van my eie troon afklim en wat ek wil hê en wat ek dink en wat ek ervaar het, een kant sit. Ek kan dit acknowledge, maar ek moet dit een kant sit en sê, Heilige Gees, kom sê u vir my, wat is die pad vorentoe? Kom wys u vir my, wat is reg? Ek kry nie hierdie op my eie reg nie, maar die Heilige Gees is binne my. En dis wat hy in vers 11 sê, die selfe krag wat Jesus uit die dood laat opstaan het, leef vandag
in my en in jou. Dink net daaraan. Die krag, die Heilige Gees se krag wat Jesus uit die dood laat opstaan het, is vandag beskikbaar. Vir my en vir jou. Dis daar. Dikkie van 'n Spy sê, om gevul te wees met die Heilige Gees, beteken nie dat ek meer van die Heilige Gees moet kry nie. Dit beteken dat die Heilige Gees meer van my moet kry. Dat ek alles in my lewe onder sy beheer en sy bestuur plaas. Ook my finansies, né? Waar ek stres, ook my verlede waar ek seer gekry het, ook my toekoms, ook my onsekerhede, ook my uitdagings, ook dit wat my opgewonde maak, ook dit wat kosbaar, alles. Hoe meer ek hom beheer gee, hoe meer beheer hy my lewe. We stop trying and we trust the Holy Spirit. En dis wat ons kan bevry van die mag van sonde. Anders staan jy heeltyd op en die volgende dag en jy voel heeltyd hierdie patroon van mislukking en jy voel sleg en jy voel skuldig en jy voel moedeloos en jy het dit alweer nie reg gekry nie en okay, ek gaan dit môre harder probeer. Maar jy kan nie in jouself nie. Want ons is mense. Ons gaan misluk. En mense gaan jou teleurstel. En jy gaan mense teleurstel. Dit werk al twee kante toe. Maar as iets in die gees wat in ons iets niets moet kom doen. Daar was een keer 'n huis gewees in 'n arm woonbuurt. En die eienaars het in donkerte geleef en hulle het jy weet, hulle het maar kersse gebruik en dit was koud gewees en hulle het maar net so oorleef en toe eendag toe ontdek hulle maar hier's eintlik 'n kragnetwerk en hulle is eintlik verbind daaraan en hulle sit die skakelaar aan en daar is die ligte aan en ewe skielik het hulle krag en hulle kan stort. Jy weet daai gevoel van jy probeer hierdie ding regmaak, die TV of die rekenaar of wat ook al. Jy sit vir 'n halfuur en jy kan niks regkry nie en dan kom sê iemand vir jou maar hoor jy sit in die plug-in. Ons moet net ons plug-in sit. Ons geestelike plug-in sit. Die kragbron is daar. Dis daar. Die Heilige Gees. Dis reeds binne ons. Die vraag is nie, kan ek die Gees kry nie? Die vraag is, kan ek leef in die werklikheid van die Gees, wat klaar my woon en werk? En kan ek saamwerk met wat hy doen? En dan laastens, oorgawe en vernuwing. Dis in hoofstuk 8 vers 6 tot 10 en dan ook hoofstuk 12 vers 1 tot 2. Sien, dit praat baie hier van hierdie gestoeierheid tussen die vlees en die gees. Die vlees. Ja, jy weet, en dit is nie maar net altyd seks en drank en al sulke goed. Daar's ander goed ook, daar's hoogmoed. Daar's jaloesie. Daar's hierdie selfsugtigheid. En hardkoppigheid. Maar ek weet, julle sukkel nie met daai ene nie. Hardkoppigheid. Bitterheid. Jy is nou nog kwaad. Daai video speel oor en oor, jy onthou wat daai persoon gedoen het en hoe jy gevoel het. Bitterheid. Of net hierdie konstante kommer. Dis okay om bekommerd te wees, maar dit moenie jou heeltemal oorheers nie. Dan moet 'n vertroue in God ook kan wees. Daar's 'n trots. Met my naam. Totdat daar niks meer van jou naam is, omdat mense jou so sleg gesê het en daar's niks van jou reputasie en beeld en naam oor nie. Wat bly dan oor? Dan is dit net die naam van God wat jy kan eer. Of hy die soeke na erkenning en aanvaarding. Ja, dit is normaal. Maar ons moet eers seker in ons verhouding met God wees. Okay wees by hom. En dan vers 7 praat hy eintlik van as jy in sonde leef en heeltyd toegee daaraan, dan is dit
vyandskap teenoor God. Dis nie onverskilligheid teenoor God, dis vyandskap teenoor God. So as jy aangaan daarmee, dan is dit, jy maak van God 'n vyand. En dan praat dit ook van hierdie vleesgesindheid behaag God nie. Ek sê altyd vir ons kinders toe hulle klein was, as jy dit doen, dan laat jy nie Jesus glimlag nie. Maar die Gees bring weer lewe. Hoe meer ons in die Gees leef en vir hom gehoorsaam, kom daar lewe. Kom daar vreugde. Kom daar vrede. Jy's content. Dit mag moeilik gaan, maar jy weet, jy doen wat reg is. Jy behaag vir God. God is aan jou kant. Jy doen die regte ding. Nou praat hy van in vers 1, hoofstuk 12 vers 1, sê hy, ons moet onsself, vir Romeine 12:1, as lewende offers gee. In die Ou Testament is daar offers gebring, maar dit was dooie diere wat as graanoffers of as sondeoffers gebring is. Maar nou sê hy, jy moet 'n lewende offer, jy moet jouself, jou liggaam, maar eintlik waarna die liggaam verwys hier, is jou hele wese. Wie jy is, jou wil, jou hart, alles, jou denke. Jy gee jouself ten volle. Want eintlik is dit, as jy na die res van Romeine kyk, is dit praat van alles wat Jesus vir ons gedoen het. En nou is dit 'n reaksie daarop om te sê, ek is so dankbaar wat die Here vir my gedoen het, dat ek kan nie anders as om myself vir hom te kom gee, sodat ek vir hom kan volg nie, en vir hom kan lief hê, maar ook vir hom kan dien nie. En dan partykeer dan dink jy, nee, maar ek weet nie wat ek hier wil gaan nie, ek wil gaan na daai kerk toe, want dit is so lekker daarso, ek hoef nie veel te doen nie. Ja, partykeer is dit so, mens moet 'n geestelike tuiste vind, maar partykeer, dan sê die Here, ek het dit vir jou gedoen, wat kan jy vir my doen? En dan word jy geroep soos die profete, na moeilike omstandighede, waar jy iets teen die kultuur moet sê, en geen ondersteuning kry nie. Maar jy's gehoorsaam, en jy's getrou. En die Here gebruik jou, en hy seën jou. Ek onthou, ons was op 'n uitreik in Japan, en hierdie, hulle grootste kerke is so 50 tot 100 mense. En die oud vir my gesê, mense spring so rond tussen kerke, maar die Here roep 'n mens vir 'n sekere kerk, om 'n tuiste te hê, en om te dien. En daar, geen om hoe moeilik het gaan nie, moet 'n mens dien, want om in die wil van God te wees, is die veiligste plek. Gee jouself, is jou offer. Ek offer my tyd, my gawes, om vir Jesus te volg. En dan praat hy van, ons moet onsself vernuwe, ons moet nie gelyk word aan die wêreld nie, ons het nou gepraat van die vlees en die wêreld en sonde, maar hy sê, jy moet jouself vernuwe deur jou denke te verander. Word verander deur jou denke te vernuwe. 'n Paar weke terug toe praat ons in 2 Korintiërs 4 vers 16 dat ons uiterlik afgetakel word, maar innerlik nuut word. En dit praat ook daarvan vernuwing. Maar die konteks is in lyding, in swaar kry. En die woord daar is anakanoi. Dit is nie om te herstel nie, maar elke dag nuut te word. So as jy deur 'n swaar tyd gaan, kom die Heilige Gees en hy kom vernuwe ons. Hy kom gee vir jou nuwe krag. Elke dag. Nou Romeine 12 praat ook van vernuwe, maar die Griekse woord is metamorfo, waarvan metamorfose kom, soos 'n skoenlapper wat verander uit 'n kokon. Dis 'n heiligmakingsproses. Dit is die konteks hierso van Romeine 12, is van heiligmaking. En die nuutheid hier is in die eerste plek, en 2 Korintiërs was van die inhoud wat elke dag nuut. Maar hier, as hy sê, word verander deur jou denke te vernuwe, is 'n proses van omvorming. Dis 'n proses van transformasie.
Ons word nie net gezap en nou doen ons nooit weer sonde nie. Dit is 'n proses om te verander en te vernuwe. En dit is die Heilige Gees wat ons elke dag kom nuut maak. En hy verander ons om in sy beeld te kan wees. En dan praat hy ook van die deur ons denke. Nou is dit nou met ander woorde net ek moet anders dink of ek moet 'n ander opinie kry? Nee. Die Griekse woord daar is phronema, is 'n oriëntasie van ons denke. Waar neig my lewe? Waar vloei my energie spontaan? Dis waaroor ek dink en waar ek praat. Dis my lewensuitkyk. Dis waarvoor ek myself gee. Wat vir my belangrik is, wat in my hart is, wat in my denke is, wat in my wil is. So totale omvattendheid moet verander. Sodat ek nie uit die lens van die wêreld na goed kyk nie, maar dat ek 'n ander lens en 'n ander bril aansit vanuit God se perspektief en worldview wat verander. Dis soos twee wolwe wat stry. Die kind en die oupa het gepraat van, toe vertel hy vir haar van hierdie twee wolwe wat gestry het. En die een is woede en gierigheid en leuns en selfbejammering. En die ander wolf verteenwoordig vreugde, vrede, liefde, hoop, vrede en genade. En nou vra die kind, watter wolf wen as hulle elke dag so beklei? So sê die oupa, die een vir wie ek die meeste kos gee. Die een wat die meeste kos kry, is die een wat wen. Die een wat jy voer. Dis die gesindheid wat jy voer, of die vlees of die gees. En dis die een wat heers en groei in jou. Wat jy saai, sal jy maai. Wat sê dit eintlik vir ons? Elke dag moet ons kies om die wolf te voed, die van goedheid, is om onsself opnuut vir die Heilige Gees te gee, om te dink wat daarbo is, om ons harte te kom verander, om ons wil te kom verander. En op dit te fokus, en nie te fokus op dit wat verkeerd is, en die versoeking, en dit wat ek nie moet doen nie, en daarbij betrokke te raak. Ek onthou toe ek op die universiteit was, ek was in 'n Opperhof manskoshuis gewees, en ja, hulle studente het geniet om te kuier. En ek onthou, so eenmaal in 'n ruk, dan sit nou joel, en dan drink die mense, dan dink ek, okay, maar ek sal so 'n bietjie gaan drink dan in daai tyd. En toe wys hy die Heilige Gees van, nee, dis ook nie okay nie, jy moet nie dit doen nie. Sê, maar hoe moet ek dit reg hê? Hy sê, maar jy moet fokus op dit wat goed is. Jy moet by 'n kerk en by mense aansluit en jy moet 'n pad stap. En toe doen ek dit. En die volgende jaar toe die jaar kom, toe het ek geen behoefte of begeerte om nou weer 'n bietjie te gaan drink nie. Die Gees het dit weggevat. En dis wat gebeur. Ons moenie fokus op dit wat verkeerd is nie. Om dit nie te doen nie. Ons moet fokus wat reg is. En dit doen. En onsself daarvoor gee. En toelaat dat die Heilige Gees ons denke opnuut verander. En weet julle, wat is dit wat die grootste rol speel om ons denke te verander en te vernuwe? Wie kan vir my sê? Die woord van God. Die woord van God. Hoeveel van die woord van God het ek in my? Hoeveel tyd maak ek om vir die woord van God te lees? Ja, maar Dominee, jy verstaan nie, ek is baie besig. Ja, dit is so. Maar die belangrikste is om die belangrikste te hou. En hoe meer wie ek het in my seun gesien, hy en sy vriende het hierdie klein groep en hulle het hierdie ding begin om elke aand 'n hoofstuk te lees. En gee hom hoe moeg hy is nie, voor hy gaan slaap, en lees hy. En weet wat gebeur toe na tyd? Is hy begin deel van hoe die Here met hom praat uit die woord, en hy besef, hierdie ding is nou eintlik verkeerd. Hy het eintlik maar net dit gedoen, maar hy besef eintlik dit is verkeerd. Want die woord verander ons.
So om ons denke te vernuwe beteken ons moet in die woord kom en ons moet tyd spandeer met die Here. Dit praat van om gebed te hê. Dit praat van om met die in 'n klein groep met mekaar te kan deel. Yes, nou word my denke vernuwe. Dis hoe ek my Christenlewe moet lewe. Efesiërs 4, liggaam groei elke dag. Elke lid wat 'n bydrae maak. Dit beteken om partykeer net stil te raak. Probeer 10 minute stil wees, niks anders doen, net stil. Elia, God het met hom gepraat, nie deur die storm of die aardbewing nie, maar in die stilte. 1 Konings 19. Psalm 46 vers 10. Wees stil en weet, ek is die Heer. En die laaste een is lyding en is die lyding as smeltoond, Romeine 5. Partykeer as jy deur 'n swaar tyd gaan, is waar jy regtig afhanklik van die Heilige Gees word en hy kan jou kom verander. Vriende, ek sluit af. Ek wil jou uitnooi nie na 'n nuwe reël of program, nuwe reëls of program nie, maar na 'n werklikheid, 'n lewe wat deur en oorgegee aan die Heilige Gees is. Dis nie in ons eie krag dat ons dit reg kry nie, maar dieselfde krag wat Jesus uit die dood laat opstaan het. Ons gaan elke dag worstel met sonde en dood en skuld en mislukking, maar laat die Heilige Gees toe om ons gedagtes en denke te vernuwe en ons lewens te beheer. Jy weet, as jy in die see gaan kajak, dan wil jy nie teen daai golf ingaan want dan gaan hy jou omgooi. Jy wil saam met die golf ry. En dit is hoe dit is ook met die Heilige Gees. Jy wil nie teen die strome, want jy gaan jou krag nou gebruik, en jy gaan probeer en jy gaan mismoedig raak. En dis hoe dit ook met ons as Christene is. Ons probeer so hard en ons raak so mismoedig, maar ons werk teen die krag. Uit ons eie krag. Dan raak ons moedeloos en uitgeput. Maar Paulus kom sê vandag vir ons, die Gees is daai golf. Dis die stroom. Werk saam met die Gees. Laat die Gees toe om te werk. Moenie harder roei teen dit nie, maar vloei saam met die stroom en die golf van wat die Gees wil kom doen. Laat hy oorwinning deur jou kom doen, bring. Spandeer tyd in die oggend in gebede van oorgawe, erken en sê vir die Here, Here, dankie dat U in my woon en werk. Ek onderwerp my wil, my emosies, my denke aan U. Lei my deur die Gees, ek gee die dag vir U, lei my elke tree, beheer, bestuur my lewe en loop die dag saam met die Heilige Gees. Nie in sy krag, jou krag nie, maar in die krag van die opgestane Here Jesus, wat deur die Heilige Gees vir jou help. Kom ons bid saam. Here, dankie. Dankie, Here, dat ons nie op ons eie hoef te probeer en moedeloos te raak nie. Dankie dat die Heilige Gees in ons woon en werk. En dat ons saam met U meer as 'n oorwinnaar kan wees. Deur Christus Jesus wat ons lief. Dankie dat daar geen veroordeling is vir die wat in Christus Jesus is. En Here, ons kom na U toe en Here, daar waar daar goed is wat verkeerd is in ons lewens, ons bely en die Heilige Gees sal vir jou nou wys wat nie reg is nie. Iets wat jy dalk doen wat verkeerd is of iets wat jy nie doen nie, wat jy meer van moet doen. Here, en ons kom en ons vra vergifnis deur die bloed van Jesus. Sê vir die Here, jy's jammer. Gee dit oor aan hom. En laat hom toe om vir jou die ervaring van vrede te gee. Daar's geen veroordeling. Hy's lief vir jou, hy aanvaar jou, hy stap die pad saam met jou. Dankie, Here, dat deur U Gees kan ons 'n nuwe pad stap. Kom verander ons en transformeer ons denke en ons wil,
sodat ons al hoe meer soos Jesus kan word. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ja, sê, kom ons staan.